Goeiemôre geliefdes. Vanmôre gaan ek met u gesels oor die verskeie liefdes in ons lewe as kinders van God. Ek vra u dus asseblief dat u vandag mooi moet luister na hierdie boodskap wat ek met u gaan deel en dat u moet dink oor wat ek gaan sê. Dink beteken dat u gaan tyd maak om te mediteer oor hierdie boodskap wat u dan vandag gaan hoor. Ek begin dan met Markus 12 vers 28. Die skrifgeleerdes vra vir Jesus: "Wat is die eerste gebod van almal?" En Jesus antwoord hom: "Die eerste van al die gebooie is: Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige God. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag." Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, let wel gelyk, is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geliefde, ons sien dan dat al die gebooie aan hierdie twee gebooie kom hang het. Met ander woorde, as ons werklik deur die liefde wat die Here in ons harte uitstort en waardeur ons kan sê, Abba Vader wandel, dan vervul ons al die gebooie wat daar is. Daar is dan baie dinge in ons lewe waarvoor ons lief is en wat ons lief is om te doen. Liefde neem baie van ons tyd in beslag, want ons hou daarvan om te doen waarvoor ons lief is. En dit waarvan ons nie hou nie, laat ons dikwels agterweë. Ons liefdes verskaf aan ons plesier. Ons noem dit die genietinge van hierdie lewe. Ek self is 'n baie avontuurlustige mens. Ek hou daarvan om lekker dinge te doen en die lewe ten volle te geniet. Toe ons op toer was in Israel, het ons ook deur dele van Egipte gereis en ek het onder andere die berg Sinaï aangedurf waar Moses die gebooie van God ontvang het. Ek was al op toer in Duitsland en laas jaar het ek en my dogter Anja 'n 3 volle weke in Namakwa-land getoer en was dit nie 'n goddelike belewenis nie. As ek my eie lewe kan gebruik as 'n voorbeeld van die genietinge van hierdie lewe, sal ek dit dan soos volg stel. Eerstens, my liefde vir mense, my man, my dogter, my naaste familie en my vriende. Ek is baie lief vir die mense wat die Here op in my lewe plaas of dan oor my pad bring. My liefde vir die natuur en vir diere. Liefde vir uitstappies. Ons is so besig met werk, dat ons dan elke geleentheid gebruik om te kan kuier met ons familie, ons gaan op vakansies, ons doen deesdae bootreise, wat binne bereik is van die meeste mense. Mense doen inkopies in groot sentrums, en spandeer maklik die grootste van die dag daaraan. Ons liefde vir stokperdjies. Baie mense het stokperdjies of dan ook talente wat hulle beoefen. Ek het op skool begin met naaldwerk en ek het vir baie jare naaldwerk gedoen. Daarna het ek bietjie tokreen gedoen wat baie lekker was en toe het ek fotografie begin doen en dit was vir my 'n groot plesier en ek moet hiermee saam sê dat dit ook baie van my tyd opgevat het en ek het dit dan opgeoffer om meer tyd met die Here te kan spandeer in die bediening waartoe hy my geroep het. Stokperdjies kan ons dan baie besig hou en in sommige gevalle kan dit self 'n obsessie word. En natuurlik dan liefde vir elektronika. TV, veral sepies wat jou jarelang gebonde hou in een storie. En dan praat ons van Google, jy weet natuurlik wat dit beteken, en ook dan Facebook. Ek dink nie dit is vreemd in baie mense se ore nie. Dan is daar natuurlik liefde vir kos. Die kosbedryf is besig om die wêreld oor te neem. Ons sien realiteitsprogramme en oral sien ons net hoe mense hulle self verloor in kos en in kos maak. En dan is daar natuurlik baie ongesonde liefdes wat jou glad nie goed doen nie. Liefde vir alkohol, dwelms of pornografie. Dit word ook 'n struik waarin die duiwel ons vang.
Liefde veroorsaak dat jy tyd maak vir dit waarvoor jy lief is in hierdie lewe. As jy lief is vir mense, maak jy tyd om saam met hulle te kuier. Jy maak dus tyd om sekere dinge te doen waarvoor jy lief is en wat jy geniet. Soos ek reeds genoem het, die genietinge van hierdie lewe en alles neem van ons tyd in beslag. Tyd wat ons elke dag by die Here kry. Party van hierdie liefdes kan selfs ons lewe oorneem, soos ek gesê het. Dit kan 'n obsessie by ons word, want ons het net 24 uur tyd in een dag. Daarom sal ons hoor baie mense sê, ek het nie by dit of by dat uitgekom nie. Daar is net nie genoeg tyd vir alles wat ek wil doen in een dag nie. Hoe meer liefdes jy dan in jou lewe het, hoe meer tyd sal jy nodig hê om by alles uit te kom, en dan moet jy besluit, wat is vir jou die belangrikste en wat is dan minder belangrik? In die uitoefening van hierdie liefdes kom ons natuurlik meestal eerstens, want ons doen wat ons plesier in die lewe verskaf. Baie mense se lewe draai om hulle eie as. Jy is in beheer van jou lewe en jy neem nie in ag dat dit God is wat aan jou hierdie tyd net verleen nie. En soos daai liedjie sê, ons weet nie wat vir môre bring nie. Ons weet nie, hoe sal ons lewe môre lyk nie. So ons is afhanklik van die Here en hy verleen tyd net aan ons. Iemand sê die volgende: Times move on and we later regret the things not done. The words not said, the love not shown. Life is too short. Do what makes you happy. Om net altyd te doen wat jou gelukkig maak, geld nie noodwendig vir 'n kind van die Here nie. Want wat die vlees wil doen, staan baie maal teenoor die Gees wat in ons woon, wanneer ek en u van 'n kind van die Here word deur wedergeboorte. Daarom kan ons nie net doen wat ons wil nie. Ons leef nie meer nie, maar Jesus Christus leef nou in ons en daarom moet ons toelaat dat die Heilige Gees ons lei in ons daaglikse lewe en ons daaglikse wandel met die Here. Dis lekker vir die vlees om al die genietinge wat die wêreld bied te beleef en daarom kan ons nie net doen wat die vlees altyd graag wil doen nie. As kind van God moet die geestelike dinge altyd eerste kom en die boetoon voer in ons lewe. En dis die stryd wat ons natuurlik teen die vlees het en die genietinge van hierdie wêreld. Self Paulus beskryf dit mooi in Romeine wanneer hy sê, ons kan nie net doen wat ons wil nie, want dit wat jy graag doen, en ek weet, as kind van die Here, verlang ons na die Here, verlang ons om tyd met hom te spandeer, maar ons maak nie altyd tyd nie, dan doen ons wat ons nie wil doen nie, en ons kom nie uit by dit wat ons graag wil doen nie. Matteus 6 vers 33 is vir ons 'n goeie riglyn in hierdie opsig. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge wat jy nodig het, sal vir jou bygevoeg word. Dis hoe God as 'n goeie vader na sy kinders omsien. Wat kom eerste in jou lewe, geliefde kind van God? Om die natuur en diere te geniet en van jou ander liefdes is nie noodwendig verkeerd of sondig nie, maar die verkeerde kom in hoeveel van jou kosbare tyd gee jy vir die Here. Word aan jou liefdes in jou lewe afgestaan en hoeveel bly dan oor vir die Here en vir die Here se dinge? Wie moet dan eers die eerste plek in ons lewe inneem as kind van die Here? Kom ons kyk wat staan in Genesis 1 vers 1. In die begin het God. In the beginning God. Van die begin af was die Here daar. Hy was eerste. En daarom moet hy ook eerste in ons as kinders van God se lewe was. In the beginning God. Openbaring 22 vers 13 sluit hierby aan. Hier sê Jesus, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. So, weet dit, God was eerste en hy moet eerste bly in ons lewe, want hy
was die begin en hy sal ook die einde wees. En die woord sê, hy wat die werk van geloof in jou begin het, sal dit voltooi tot op die dag wanneer Jesus weer terugkom. Die dag wanneer jy gebore word, is God daar. En die dag wanneer jy die lewe gaan verlaat hierdie aarde, sal God nog steeds daar wees. Want net hy het dit in jou begin vir jou die lewe gegee en jou einde in hierdie lewe. Of jy dan nou vir hom tyd gemaak het of nie. Hy het jou lewe begin en die Here sal ook 'n einde aan jou lewe bring wanneer jou tyd op aarde verby is. En hoeveel van hierdie lewe gee jy vir hom, die tyd wat hy jou verleen? God sal die laaste sê oor jou lewe wanneer jou uurglas op hierdie aarde dan leeggeloop het. In die begin van my boodskap het ek gepraat oor al die liefdes wat in ons lewe is. Maar dan is daar natuurlik ook my liefde vir God. God is, en ek glo deur sy genade sal my eerste liefde bly. Jeremia 2:2 stel dit so mooi. So spreek die Here, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het in die woestyn, in 'n onbesaaide land. Onthou altyd dat die Here is waarlik God. Hy is die lewende God en 'n ewige koning. Vir sy toorn beef die aarde en die nasies kan sy grimmigheid nie verdra nie. Maak nie saak hoeveel mense ontken Jesus as die seun van die lewende God nie. Maar die feit is, Jesus Christus is en sal vir ewig koning wees. En is hy vanmôre die koning van jou hart en dan ook van jou lewe? In die begin, wanneer ons na die Here toe kom, dan word aan ons gevra, dat jy moet jou hart vir die Here gee, maar geliefde, die Here vra ook jou lewe, dat jy ook hom sal toelaat om jou lewe met hom te deel. Ek gaan ook as voorbeeld my lewe vir u voorhou met my wandel met die Here. Ek staan met die Here op en ek gaan slaap met die Here. Deur die dag wandel ek met die Here, seker soos 'n Henog, 'n Abraham, 'n Paulus, al die apostels, hulle het met God gewandel. En kyk hoeveel kan ons uit hulle lewe put vandag, vir die tyd wat hulle opgeoffer het, om in die teenwoordigheid van God te spandeer, en om deur hom geleer te word, sodat ons ook dan kan kennis kry van wie God is. Hy is gedurig deur in my gedagtes. Die liedjie sê, Lord, you are always on my mind. God sê, ons moet bedink wat goed, mooi, aanneemlik is. Ons moet die hemelse bedink. Ons moet daaroor dink en mediteer en daar tyd spandeer met die Here. Elke dag loop ek agter hom aan, want ek weet dat ek ten volle alle tyd, al die tyd op hom kan vertrou. Maak nie saak wat ek doen en waar ek is nie, hy is altyd daar vir my en ek ook vir hom. As ek 'n dringende behoefte ontwikkel, dan bid ek eers. En ek glo God sal die uitkoms gee op daardie oomblik, want die woord sê, voor ek vra, weet hy al. En terwyl ek vra, terwyl ek roep, sal hy my antwoord. As ek klop, sal hy vir my oopmaak. Geniet ek die natuur, dan is hy daar in sy grootheid. Vryf ek oor my kat se pels, dan dink ek aan sy liefde, want wat ook deur diere aan ons bewys word. Reis ek ergens heen, dan vertrou ek die Here en dat hy my veilig by my bestemming sal uitbring. Vroeg in die oggende maak ek tyd om by sy voete te sit. Maar as ek ergens heen moet gaan, praat ek met hom terwyl ek bestuur. Dis hoe hy meer word en ek minder. Hoe meer tyd ek aan hom gee, en maak nie saak waar jy is nie, jy kan altyd tyd maak vir die Here. 'n Selfsugtige lewe neem baie tyd vir jouself op, en ons verhouding met die Here ly dan skade, geliefde. Nie eens te praat oor die roeping wat God op elkeen van ons se lewe plaas nie. Die groot vraag is, hoe kan ek dan 'n besige Martha wees, maar tog ook 'n Maria wat aan haar meester se voete kan sit? In ons besige wêreld moet ons die tyd uitkoop vir die Here. Baie keer sê mense dat hulle net nie tyd het vir sekere dinge in hulle lewe nie. Maar waar jou hart is, sal jou tyd ook wees. In ons besige lewe
kan ons Maria's wees as ons harte daarop sit. Kom ons kyk na hierdie verhaal in Lukas 10:41. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy's besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig. Maar een ding is vandag nodig, geliefde. En Maria het die goeie deel uitgekies, wat nooit van haar weggeneem sal kan word nie. Ons staan dus voor 'n keuse, of ons tyd vir die Here gaan maak in ons besige skedule of nie. Dis nie 'n opsie vir 'n kind van die Here nie. Dit is baie, baie nodig, veral in die tyd waarin ons lewe. Tyd met God spandeer, doen ons baie goed en laat ons dan ook geestelik groei en kan ook nie van ons weggeneem word nie. Tyd met God verryk jou lewe en geen aardse skatte kan daarmee vergelyk word nie. Tyd is kosbaar en as jy dit vir God of mense gegee het, is dit iets wat hulle nie vir jou terug kan gee nie. Ons kan dalk deur dade en geld terugvergoed, maar tyd is jou kosbaarste besitting op aarde, terwyl dit jou nog gegee word en jy dit van God ontvang. Wanneer jy dus tyd gegee word en jy vergee dit vir iemand anders, kan hulle jou nie daarvoor vergoed nie, al wil hulle ook. Daarmee dui jy aan hoe belangrik daardie persoon of persone in jou lewe is. Spandeer dus jou tyd goed. Moenie dit op onbenullighede vermors nie. Die voorbeeld daarvan sal jy in die Bybel vind oor die verhaal van die verlore seun wat sy tyd en sy geld verkoos het. Psalm sê die volgende: Die jong leeu's ly armoede en het honger, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enige iets nie. As ons die Here altyd deursoek, sal ons geen gebrek hê nie. En die woord sê in Jesaja, ek dink is hier aan die einde van hoofstuk 39 sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Selftyd spandeer in God se teenwoordigheid sal vir jou die nodige krag en energie gee om te wandel met hom. En geliefdes, ek glo, as jy tyd vir God gee, sal jy tyd hê vir al die ander belangrike dinge wat jy in jou lewe moet doen. Matteus 6:31 sê die volgende: Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het, en as ons eers die Here soek, en sy koninkryk, en tyd met God spandeer, sal alles vir ons bygevoeg word. Want hy sê dat as ons as ouers goed doen vir ons kinders, hoeveel te meer sal hy nie aan ons goed doen nie. Mense verhoog ook mense bo kan die Here. Lewensmaats, kinders en vriende vat baie tyd uit ons dag, en as ons nie waak nie, sal daar niks tyd vir die Here oorbly nie, wat ons deel gemaak het van ons familie en vriende. Lukas 14:26 sê, as iemand nie na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder, sy vrou en kinders, broers en susters, ja self ook sy eie lewe nie, kan hy nie my disipel wees nie. Ons God roep ons almal as sy disipels. Wat bedoel die Here dan by die woordjie haat? Jy moet nie mense bokant omstel nie, nie jou lewensmaat nie, nie eers jouself nie. Jy mag nie eers jou naaste, man, kinders, familie, bure en alle mense wat jy mee in aanraking kom bo God stel nie. Jy moet eers die Here jou God lief hê en dan alle ander mense in jou lewe. En dit het ons kom sien in die eerste deeltjie wat ek vir u gelees het uit Markus 12. Dat ons moet eers die Here lief hê met ons hele hart, ons hele siel, met al ons kragte en daarna, waar dit ook aan gelyk staan, ons naaste soos onsself. So as ons tyd spandeer om in God se teenwoordigheid te lewe en ook in ons medemens te help, dan weet ons,
is ons lewe waardevol en is daar betekenis aan ons lewe. Filippense 3:8 sê, ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as trek beskou het, om Christus as wins te verkry. Kom ons kyk, wat beteken dit, net soos in ons vorige skrifvers, wat ons gesien het, dat die Here gebruik 'n baie sterk woord haat, sien ons ook hier, dat Paulus sê, ons moet alles as drek beskou, met ander woorde, minder belangrik ag. As die Here wat jou gered, verlos en bevry het, en jou losgemaak het van die ou lewe, en jou beklee het met die nuwe mens in Jesus Christus. Jy moet alles, daai ou mens, alles moet jy as drek beskou. Jou eie ou selfsugtige lewe het verbygegaan, en alles het in Christus vir jou nuut geword. In jou nuwe lewe is Jesus die as, waarom jou lewe behoort te draai. Jy moet die stuurman van die Here moet die stuurman van jou lewensbootjie wees. Wat beteken hierdie drek? Ons moet niks belangriker as die Here beskou nie. Hy moet die belangrikste in ons lewe wees. Hy moet die eerste persoon wees, waarin ons tyd spandeer, en ons bewys ons liefde daaraan, dat ons met hom wil tyd spandeer. As jy mense lief het, gaan kuier jy vir hulle, en jy spandeer met hulle tyd, jy bewys jou liefde aan hulle, en dan spreek jou dade baie sterker as jou woorde, en dit geld ook dan vir die Here. Tyd word dus deur God aan ons gegee. Wat neem die meeste van ons tyd dan vandag in besit? Dis waaroor ek wil hê, u moet nadink, geliefde. Die verskillende liefdes soos bespreek in ons lewe, kan dan baie van ons tyd opneem. En hoe meer liefdes ons in ons lewe het, hoe meer tyd sal ons daarvoor maak. Wat dit ook al mag wees. As jy nie lief is vir die Here nie, dan gaan jy nie die tyd vir hom uitkoop nie, al is jy gered. Jy maak slegs tyd vir dit waarvoor jy 'n liefde het. Is dit vir mense of dan vir dinge? Daar is soveel dinge in hierdie wêreld waarvoor ons kan lief raak, dat ons as kinders van die Here moet waak daarteen, dat mense en dinge nie die meeste van ons tyd opvat, en die Here wat vir ons dan die tyd gee, die minimum of geen tyd van ons kry nie. Dit gaan dus nie oor hoeveel liefdes in ons lewe is nie, maar oor watter liefde kom eerste in ons lewe. Is die Here God bo aan jou lysie van hoe jy jou dag spandeer, of maak jy dalk glad nie tyd vir hom in jou besige dag nie? Hosea 6:6 sê dit, want ek het 'n baat in liefde en nie in offerande nie, in kennis van God meer as in brandoffers. Ons sien hier, sê die Here uitdruklik, dat hy het 'n baat daarin, as ons hom lief het, as ons mens lief het, net soos ons onsself lief het. So dit behaag God. En in kennis van God, en om kennis van God te kry, moet ons met die Here en sy woord tyd spandeer. Die Here waarsku ons ook deur sy woord, dat ons moet waak, sodat ons liefde vir hom nie moet afneem nie. Openbaring 2 vers 4 sê, maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Geliefde, moenie dat die Here dit teen jou hou, dat jy jou eerste liefde verlaat het nie. Openbaring 2:5 sê, onthou dan waarvan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Onthou, ons dade spreek harder as ons woorde. Ons kan nie iets sê en dan dit nie doen nie. God ken ons harte, en ook ons dade moet ooreenkom met dit wat ons sê. As ons sê, ek stel God eerste en ons het hom lief, moet ons dade in lyn kom daarmee. Openbaring 3:15 sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie, was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Mense en dinge kan jou lewe so oorneem, dat daar nie genoeg of dalk geen tyd vir jou eerste liefde die Here is nie. As 'n belydende kind van God, moet God altyd ons eerste liefde wees in die wêreld waarin ons vandag lewe. Iemand het die volgende gesê, God wants full custody, not
just weekend visits. En hoe baie doen ons dit? Ons gaan kerk toe, naweke, maar in die week maak ons geen of baie min tyd vir die Here. Het jy genoeg tyd vir die genietinge van hierdie lewe, maar aan die Here word min of geen aandag gegee nie? Net jy weet vanoggend of jy jou tyd verkoos, soos die verlore seun, op minder belangrike dinge of nie. Ek vra weer, dink asseblief. Dink vanoggend oor jou lewe en hoe jy jou tyd spandeer wat die Here aan jou leen. Vir tyd wat jy nou aan die genietinge van die lewe afstaan se beloning, is die plesier wat dit nou aan jou verskaf. En ons weet almal, dit is so kortstondig. Maar jy sal nooit spyt wees oor die tyd wat jy aan God afstaan in hierdie lewe nie, want jy sal eendag daarvoor loon ontvang. Net dit wat jy deur die wil van God gedoen het, gaan staande bly. Alle ander dinge gaan deur vuur verbrand word. Kom ek sluit my boodskap af met die volgende gedagte. God has no phone, but I talk to him. He has no Facebook, but he is still my friend. He does not have a Twitter, but I still follow him. Jesus sê self, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Volg jy vandag die Here, deur tyd om in sy teenwoordigheid te spandeer, in sy woord, wandel jy met die Here? Dis moontlik. Ek wil jy aanspoor deur vanoggend se boodskapie, dat jy die Here elke dag sal volg. Kom ons bid saam. Here, U voorsien vir ons tyd, en omdat die dae net bose raak, het ons nodig om die tyd uit te koop, sodat ons in U teenwoordigheid kan wandel. Vergewe ons as ons die tyd wat U ons gee, verkoos het op dinge wat ons beroof van tyd met U. Gee ons elke dag genade om die regte besluite te neem, sodat ons meer tyd met U kan spandeer. Want wat ons nou saai, sal ons maai in die ewige lewe hierna. Amen. My heart will follow after you. 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 My soul needs you. My soul breathes you, just like oxygen. When I
just like oxygen, oxygen. Yeah, yeah. I breathe you in the quiet of night. I think of you. Sweet voice whispering good night. My heart will follow after you. My heart will follow after you. And my soul needs you, and my soul breathes you, just like